Goeiemôre, hartlik welkom vanmôre by ons oordenking. Ja, die lente is hier en is sommer weer lekker warm hier in Bloemfontein. Ons gaan vanmôre kyk na Markus 10. Markus 10, daar vanaf die 35ste vers tot by die 45ste vers, as jy dit graag in jou Bybel wil opsoek. Markus 10, daar gaan ons saam lees vanaf die 35ste vers. Kom ons buig nou eers in aanbidding voor ons Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre met U kan praat. U wat die gans andere is, die enigste ware God. U wat inderdaad van ewigheid tot ewigheid is en wat steeds met ons ook op pad is. Here, ons is so op U aangewese. Ons kan niks, maar niks sonder U doen nie. Ja, ons het U so nodig, Here. En dit wil ons vanmôre vir U sê. Ja, selfs ons keuses is baie kere so wêrelds en wêreldgesind. En daarom kom staan ons eintlik maar verleë voor U. Verleë as ons na onsself kyk en ons nietigheid raak sien en selfs ons sondigheid raak sien. Inderdaad, Here, ons is skuldig. Maar dankie dat ons redding kon kry by U, ons Here Jesus Christus, wat juis vir ons aan 'n kruis gesterf het en vir ons die lewe kon verdien het, sodat ons ook U kinders kan wees. Dankie dat U steeds vandag met ons praat. En daarom is dit nou ook ons gebed dat U dit wat ons hier uit die woord gaan lees en die woorde wat ons daaroor met mekaar gaan deel, dat dit juis ook U woorde vir ons sal wees. En dat ons daaruit sal leer om ook meer toegewy aan U te lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Markus 10. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom: Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons van U gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord: Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan die regterhand en die ander een aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle: Die beker wat ek drink sal julle drink, ja, met die doop waarmee julle gedoop word, sal julle gedoop word. Maar my regterhand, my linkerhand te kan sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regerders oor hulle baas speel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die Mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ek wil graag vanoggend so 'n bietjie met u deel oor die tema: Wees versigtig wat ons wens, want dit het gevolge. Wees versigtig vir wat ons wens, want dit het gevolge. Onthou julle, toe ons klein was, het ons altyd daardie wensbeentjies van die hoender gehad. En dan, as daar die dag lekker hoender geëet is, dan word die enetjie uitgehaal, die wensbeentjie, en hy word dan so vasgehou, dat een aan die een puntjie trek, en die ander een aan die ander puntjie van die wensbeentjie, en daar, as die wensbeentjie nou breek, en jy het die grootste gedeeltetjie gekry, dan kan jy 'n wens maak. 'n Wens, en dan is daar geglo, maar hierdie wens, dis nou die wens wat sal waar word. Of, daar is ook vertel, as jy 'n ster sien val, 'n verskietende ster, dan kan jy 'n wens maak. Maar jy mag vir niemand daardie wens sê nie, anders gaan daardie wens nooit waar word nie. Johannes
en Jakobus, die twee broers, het ook 'n wens gehad. Hulle kom na Jesus toe met hulle wens. Hulle sê vir hom, Here, maar ons wil graag aan die linker en aan die regterhand sit. En dit moet ons dadelik verstaan, hoekom hulle dit vra. Dit is natuurlik die ereposisies langs die koning. Binne die disippels se gedagtes was dit nog altyd dat Jesus inderdaad 'n aardse koning sou word. 'n Koning wat die Romeinse juk sal afgooi en dat die Romeine nie meer langer sal heers nie en dat Jesus dan oor die wêreld uiteindelik sal heers as wêreldleier. Linker en regterhand, dit is die ereposisies. Die wyse manne of die seun van die koning het baie dikwels aan sy regterhand gesit en dan sy wysste van die wyse manne aan die linkerhand. En as die koning 'n besluit sou neem en hy het onsekerheid daaroor, dan kon hy sommer net oorleun en vra, hoor hier, maar wie en wat moet ons nou hoe besluit? Inderdaad wou hulle hierdie posisie gehad het. Maar hulle het een ding voor oog gehad. Hulle wou ook graag deel in die eer en die glorie van Jesus wat koning sou word. Inderdaad, daardie persoon in die linker en die regterhand is baie hoog geag deur die mense of die volk. Eer en glorie, dit het hulle gewens, kon hulle ook toekom. Hier in Markus sien ons dat die twee disippels dit vir Jesus vra. In die Matteus Evangelie word daar gesê dat Jesus se moeder dit vir Jesus kom vra. Dit wil maar net wys oor die absolute eensstemmigheid wat daar by hulle geheers het, oor hierdie wens om ook te deel in die eer en die glorie van Jesus, wat hy sou ontvang. Dalk het jy vandag 'n klomp wense. Jy wens dit of jy wens dat sal gebeur. Maar het ons al mooi gedink oor wat ons wens en dat dit implikasies vir ons lewe het. En dalk wens jy vandag, omdat jy vir Jesus baie lief is, dat jy soos Jesus kan wees. Maar het ons al aan die implikasies daarvan vir ons lewe gedink? Die disippels wens hier om baie naby aan Jesus te wees, dat hulle selfs in sy eer en sy glorie deel. Maar dan kom Jesus en hy stel vir hulle die implikasies uit. Die gevolge van wat hulle wens sou wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En dan kom sê Jesus eintlik vir hulle, ja, julle is inderdaad om selfs lyding te deurgaan. Dit het julle gesê, toe julle bereid verklaar het, om die beker te drink wat ek gaan drink, sê ons Here Jesus. 'n Beker is dikwels geassosieer waaruit daar gedrink word as 'n lydingsbeker. 'n Beker wat vertel dat daar moeilikheid vir jou voorlê, swaar kry vir jou voorlê. Ons weet inderdaad dat Johannes en Jakobus heeltemal bereid was om vir Jesus te ly en selfs te sterwe. Daarom sien ons ook dat hier in Handelinge beskryf word dat Jakobus selfs bereid was om deur 'n marteldood te gaan vir Jesus. En dan Johannes, hy was 10-1 die een wat na Patmos verban was en wat uiteindelik so vir die evangelie gelei het om op 'n ou eensame eilandjie te loop sit. Inderdaad, julle sal dit alles deurgaan. Maar wie aan my linker en regterhand sit, dit besluit die Vader. Wat julle egter moet onthou, julle wens om so naby aan my te wees. Vir my en jou, ons wens om soos ons Here te wees hier op aarde, het implikasies. Ek is nie hier om 'n koning te wees nie, maar om 'n dienaar te wees. 'n Dienaar in plaas van 'n koning. Dis twee wêrelde uitmekaar uit. En dan, wanneer Jesus in sy aardse lewe hier optree,
dan is dit juist dit. Paulus kyk daarop terug. En dan vertel Paulus daar in Filippense 2, hy wat al die eer en al die heerlikheid gehad het nie daaraan vasgehou nie. Asof hy dit net vir homself wou. Nee, hy het dit eerder prys gegee. Hy het soos 'n mens kom word. En uiteindelik het hy 'n dienaar kom word. 'n Dienaar wat selfs gedien het tot aan die dood aan die kruis. Ja, 'n dienaar wat sy lewe kom gee vir hulle wie hy omgee. En dit is juist hoe Jesus kom dien het en vir ons kom wys het inderdaad. Wil jy voorloop, dan vra die diens. Wil jy regtig omgee soos ek omgegee het? Wil Jesus ook vir jou en my kom sê? Dan vra dit dat ons sal gaan dien. Dat ons inderdaad soveel sal omgee om ons hande vuil te maak, spreekwoorde, terwille van Jesus. En vir hom en vir sy saak in die wêreld. Dat ons ook bereid sal wees om ons self te gee. Ons self te gee as lewende offers, soos Paulus later in die Romeine sê, sodat ons hom voluit en met heerlikheid sal dien. Ek en jy wens baie maklik dinge, dink ons aan die gevolge. Ja, mag daar by jou inderdaad die wens wees om in Jesus se voetspore te volg, om soos hy hier op aarde te wees. En dan mag ons besef dat daardie wens beteken dat ons inderdaad ook dienaars word. Dienaars soos wat hy gedien het. Soos wat hy ook daar in Matteus 25 en sy profetiese rede sê, maar ek het hulle langs die pad gekry wat dors was, wat honger was, wat nie geklee was nie in die tronk. En ek het gedoen wat vir my moontlik was om te doen, omdat ek hier is om te dien. Immers was ons Here Jesus self die groot voorbeeld, toe hy hulle, sy disippels se voete kom was het, en hulle aangemoedig het om te dien, soos hy. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vandag weer aangemoedig kan word om, wanneer ons in u voetspore volg en wanneer ons graag soos u hier op aarde wil optree, ons inderdaad weet dat dit diensbaarheid beteken. En dat ons nie koning sal wees hier nie, maar eerder dienaars. Geef ons 'n dienaar hart, Here, dat ons ook na 'n wêreld gaan om voluit te gaan dien. Dankie dat u ons wil gebruik en dat ons inderdaad vandag ook soos u disippels u kan navolg in ons doen en late. Help ons o Gees daarin en lei ons daarin. Ons bid vir ons gemeente, seën ons as gemeente, Here, dat ons waarlik 'n teken en 'n lig vir u in die wêreld sal wees. Ons bid vir hulle wat siek is in ons gemeente, eensaam en alleen, hulle wat hartseer is, dat u hulle elkeen in die liefde sal dra en in die genade sal hou vas. In die naam van Jesus. Amen.